kyk nie. Julle, as die mens ewe net jou gedagtes en negatiewe denke het oor iets, kan dan ek gaan die skerry klip in die bos gooi. Ek wil R1000 diesel in die bak. Elke keer dan sê ek myself die sê net ek gooi diesel in, maak hom vol of wat wel ewe, en dan gaan die busie breek. En ek sê alles onder die doel van Yeshua. En dan, ja, daar gaan die busie. Maar ek sê dit nie, dis my denke. Gaan dit dan gebeur? Nie noodwendig nie. Wat pla jou, die bus of die diesel? Die bus. Well, Isn't there a scripture that says that which you fear Job, will overcome overcome you? Die So 'n mens moet die vrees oor dinge. Ja. En dit wil die Afrikaans sê, hy sal jou inhaal en jou oorval. Ja. Dit is Afrikaans sê. Dit wat jy vrees, sal jou inhaal en jou oorval. Okay. Want ek moet iets getuig aan julle, dat sodat julle kan leer ook uit my foute uit. Jy die bus stukkend gedink, my ding. My gedagte was elke keer as ek die busie met diesel wil gooi, dan ek myself alle goed nie, ek maak nou weer 'n fout en gooi, maak vol of gooi baie diesel in en dan gaan breek hy weer op my staan. Daai is nie 'n gedagte van jouself nie. Dit is dan omdat jy worry daaroor, kom dit na jou toe. Maar sou dit gebeur, is daar meer positief as negatief. Kry die bus in die gou, verkoop hom, tap die diesel uit, ons het 'n elektriese pomp daarvoor, die ouens hoef nie ons hoog te raak nie. Pomp die diesel uit en ons verkoop dit op. Of ons dryf handel daarmee, wanneer dit nodig is. Dit is, Ons het nog op vervoer nodig om ek verstaan, my kerkmense ek verstaan. Dan kry jy 'n ander bus. Jy verkoop dan daai bus. Daai las is dan van jou af weg. As dit vir jou las geword het, raak ontslae daarvan. As jy agtergekom het, jy het 'n fout gemaak, bekeer daarvan en hou die bus. Ja, dit wat Suster Cassie daar gesê, ek het dit nooit besef. Ja. En toe ek kom sit op en net te sit, kom het my op en ek breek dit dadelik in Jesus naam. En die Heilige Gees gee dit net so vir my. En ek het gevoel om met te praat met julle en ook vragies te vra en ja, I did break it. Sorry sister. I did break it en alles. En ek dink ons gaan almal 'n les hierso uitleer want we've all done it. We've all feared something and something bad has happened. Dus dit is waar die sonde begin is in ons gedagtes. So ons moet ons Sit nie dat die Satan ook 'n gedagte ingooi. Hy gooi 'n gedagte in. Dit is wat hy mos van pad van die helmet van verlossing. Dan op die 4 pyle. Want hy bly gedagtes, hy kan nie lees, hy kan nie die bly gedagtes nie lees nie, maar hy kan gedagtes ingooi. Nou 'n goeie ding om daar te leer is, die gedagtes wat hy ingooi. Hy sê nie, hoor jy ou tokkie, dink jy nie hierdie gaan,
Hy sê jy. Nee, hy sê ook nie jy nie. Niks. Hy begin met ek. En Ja. dan dink jy hoor jouself. Ja. Ja, Ek wonder of my Pas op TV nie daarvoor. gaan breek as ek te lank my trok ry nie. ja. Poef, haal blaas die TV op en die trok se Hy doen engine dit is is daarmee heen. pragtig op die kant. But that's why we warn time and time again that we need to take our thoughts captive Yes. and we need to Correct. renew our mind. It says so in the Gospels often. Paul was one of the guys that mentioned it a few times, specifically because what we fear will be. Because fear is connected to belief. And there's something deep connected to it. He says, be renewed in the spirit of your mind. Do not be conformed to the world, because friendship with the world is enmity with God. Met ander woorde, nou as jy hierdie ding aan gaan doen, dan is jy besig met okkultisme. Jy is besig om te twyfel. Twyfel is vrees. En vrees kan, soos wat dit waar word, soos wat dit gebeur soos wat jy verwag, gaan jy nou rebels raak. En rebellie is soos die sonde van heksery en waarsê. Ja. So nou is ons heeltemal in die donker tonnel en ons is nou van die berg af. So wees versigtig wat se gedagtes julle entertain. Wees wakker. David sê, leer my vingers. Leer my hande om te veg en my vingers om oorlog te maak. Ja. Dis wat ek dink met ek dink dit dan meer dalk vir vrouens, nie vir mans. Ons gedagtes is baie gekoppel aan ons emosies. Wat? Aan ons emosies. En emosies doen dan dat ons aksies doen wat onreg is. Ek hoor wat jy sê. Ek gaan nie heeltemal mee saamstem nie. Van die potentste gebedsoorlogsvoerders, soldate, wat ek ken, is vrouens. Plainweg, plain spoken, hulle skop gehad. Ek sê, kry vrouens om vir jou te bid as jy in die bediening te staan. Mans ook, maar kry vrouens om, ek gaan jou hierdie gee, emosie, woede is 'n emosie. 'n Man strip threadless en dan jaag hy aan. Dan spat dit. En dan môre moet jy nou met emmers en seep en alles gaan afwas. En jy kan nie altyd, jy is nie altyd lank genoeg om alles wat jy oral gemors en by te kom en af te vee nie. Dit is so. Dan is dit te laat. Dan kan ek maar vir julle sê, ek sweat, maar wat help dit? Sorry, ja, wel. Kan nie weer daai ding met jou try. Of jou opinie daaroor vra. Dis nie reg. I think women's got also more patience because we have to wait for Yeah. everything. We have to wait for a baby for 9 months. We have to wait for husbands to finish for work before you can go and do your things and stuff like that. I think we've got more patience and we are persistent. So I think God Julle is alles met 'n man answering- irriteer. I agree with that because this one no patience. Julle is alles met 'n man irriteer. Julle het nou die dag toe ek vir julle sê 'n vrou die hulp. Daai wat vader sê ek gaan vir jou help maak. Dis 'n opponent. Dis jou barometer, Boetie. Moet dan nie probeer verstaan nie, jy gaan vir jou kop afvra. As jy 'n goeie medical aid het, dan kan jy jou seker help, ek weet nie. Party vrouens, is dit nie ook dat vrouens, ons is geskape om onder die gesag van ons man te wees. So is dit nie dat in ons wese om dan onderop te wees nie. Dit is in jou ingebou. Ek wil nou nie slim klink nie, maar dit sou kwaai gewees het as jy 'n bietjie logika gehad het. Dit sou wonderlik gewees. Dankie pastoor. As jy 'n bietjie logika gehad het. Ons het logika. Julle neem al die planne altyd op. Ek stem nou nie saam met jou daar nie. Einstein was nooit getroud nie vir 'n rede. Nee, ek
Ek dink ons het baie keer meer logika as mans. Ek weet nie waar dit is nie. Wys my, dan sal ek jou glo. Nee. Ons mag ons 'n bietjie kuier ek en julle. Okay, ons gaan definitief. Okay, mag ek 'n vraag vra? Ja? As dit logies is, ja. Wanneer dit kom met kom ek gee 'n voorbeeld, ons gaan nou weg. Wie doen al die dingwerk, die pakwerk? Ons sien jou kinders. Dis 'n goeie vraag daai my. Ek loop in die caravan in. Hulle staan in die pad, ek kan nie die sak kry nie. Nou moet ons op die vloer slap en sê die bed reis vergeet. Okay, right. No. Ons doen dingwerk. Wat is jou werk? Come on. Ek ry. Jy ry net. Jy doen net. As ek hier in die stuur nou kom. Women is the best of the best. Go uit die Pertaining to what? To logika. Nou hoekom het jy op die vloer geslaap? Toe ek gaan nou met 'n granaat, sê hulle nee, hulle bring dit nou. Hulle maak dit gou klaar. So nou is dit mos uit my hande uit. Kom weg. Wat hulle vergeet om te Nou kom nee. Jy is nou heeltemal onlogies. Jy staan in die pad, jy sê vir my jy gaan onthou ek vat jou woord daarvoor. Dis dit. Ja, jy kan Ja, mag dat daar slaap ons altyd op die stoel. Hier kom jy terug, jy vat amper 'n week om te recover om met hierdie bed by die huis vergeet. Ja, maar nou ry hy. Hey, hoorie wat sê hy? Wat? That's why the Lord made us. Help us for you guys to help you out of the answer. Maar ek moet jy die bed uitdel. Ek moet jy die bed uitdel. No way. Ja. Sorry julle, ek moet hom uit die bed uithaal. Sê jy, ek moet 15 voet. Ja, you guys. As toe hulle sal kindag ek doen om hulle self te lep. Maar dan Dis kom jy ja, halfpad. heeltemal onlogies. Ja, dit is nou kom jy halfpad. Okay, en as Lees 'n en man lees se hulle vrou self. doodgaan, of wat ook al is, dan kan hulle nie lang enkel bly nie. Want I cannot struggle anymore, but women can do it. Alleen doen. As jy nie kan nie pastoor. Nee, Catherine. Ek kan nie sê alle mans nie. Jy's so distant. Nie alle mans nie pastoor. Ek het ook gesien. As jy net aan praat. Ja, maar luister, omdat ek hier bly, omdat ek is in Pretoria gebore. Sy het my hiernatoe gebring. Nog 'n onlogiese ding. As jy net Sy het my hiernatoe gebring. Ek het amper 'n senuwee in die insorting gehad. As jy net aan dit aan Brakpan en jy kyk hoe die single vrouens in Brakpan wat kinders groot maak van die pa se weggaan. Maar die vrouens moet op by die skole inloop met prams en uitloop met of tasse en uitloop met prams. Die mans moet hulle inhou. Nee, man, die ouers moet blikbroek of Mans moet something. hulle inhou, want hulle kan nie hulle self inhou. Hulle moet bietjie hoesaan, nie hoesaan. Dis die Catherine's got something to say. Yeah, but let me just say that it's error on both Both sides. sexes, you know. And I won't say anything else. I'll say to somebody in private. But yeah, I mean, really, we had a woman come in there. She's got 5 kids, but she doesn't work. She's being salsa, and I think, and the lady who interviewed her from the governing body, black lady, and it was a black lady she was speaking to. Yeah. She said, "Oh, you have to do this. Things are tough." And she said, "Well, you're making it tougher." So, yeah, I don't know. Ja. It's just, Maar jy weet jy moet daarom nou by punt kom by nommer 2, ek lief by nommer 3. Ek moet nou die handbriek soek hierso. Ek moet nou brieke soek. Of die reverse, Mary. Of something. 5 kinders. Nie 5 kinders opgedaag. Wat dan? But it happens. Van soek 'n job by Spoornet of It happens. Mnet, nie by Lenny. Okay, kan ek net so 'n bietjie daar insit. You know what, Catherine? Hulle sê liefde maak jou blind.
But lust makes you pregnant. That's it. Dis die probleem. But it's not part love, of it's the the lust And side. let us away the dance. Ja. Yes, hulle verlustig hulle en dan nou is ons dit. Nou gaan ons weer na die volgende een. That is not a man, that is a coward. Ja, dis 'n commitment. Ja. En dan ek net iets Yes, it's all anders- very logical. iets anders sê, die sê Dit en reg. That's just swart mense, hulle maak vol kinders. Dan gee hulle dit vir die male en dan gaan hulle maar weer aan. Because by Sasa, the black people, groot 25 kilogram op 'n 5 dag stocks, mieliemeel, 10 kilogram suiker, pap en tik so een keer 'n week. Hulle is happy. Maar jy weet hulle wil nou soos hulle lewe. Hulle weet hoe om dit te doen. Hulle weet nie, kyk hoe lyk die plek van die squatter camps. Maar dit ook. But it comes down to Wacht dan. having proper fatherhood or men in life. It is. It's the growth, they grow up. It's how they grow up. But it's them to choose what they're going to do with their lives. Dis ook van dat hulle die leefstyl weggevat het en die army. As hulle nog in die army En die ook gewees het. doodstraf. En die doodstraf. As dit is nou maar daar sit jy nog mans gehad wat in die auto hulle in die army was. Ten minste kon hulle sou en kook en al van daai Ja. dinge doen. Jy weet, hierdie plat neer Zuma, hy alles nou apartheid se skuld. Apartheid. Alles is apart. Wie wat? In die apartheidsjaar was daar meer swart mans wat hulle eie voertuie gehad het in hierdie land Correct. as in die hele Afrika. En Correct. almal van hulle het werk. Hulle almal het hulle eie huise gehad. Hulle het nie geskwat nie. Jy sien maar nou is dit 'n gejaag na vryheid. Dit is soos 'n hond wat 'n kar jaag en as hy hom vang dan weet nie wat hy met hom te doen nie. Dis hoekom die plek lyk soos 'n dampsy. Gaan kyk hoe lyk Johannesburg Middestad. Se slangers. Daai gebou wat gehijack is. Die rubbish hang lê tussen die geboue so hoog soos hierdie dak. In die alleys. Inteendeel, wie ken die Ponty? Of het die Ponty geken daai jaar? Daai was 'n ryk mens. Plek ge- Ja. Nou het hulle Hulle het amper 5 verdiepings. Se rubbish daar uitgehaal. Ja. Daar was 29 lyke tussen daai rubbish. Hoe lewe jy so? Is dit apartheid se skuld? Nee. Dis ongeletterde gemors se skuld. It's the Wat wil regeer en dan vang hulle die tyre en nou weet hulle wat om met hom te maak nie. In the old days, we were all taught that we had to work for what we wanted, Yeah. nothing for nothing. Now, in South Africa, everybody has a SASA or has a grant or has a something which says that you can sit on your ass at home and get paid for it. The more babies you have, the more money you have. That's it. It's We valid. get them to the Google to look after and we carry on That's it. partying and making Yes. babies all over the That's what I just told her now. Responsibility. That's what happens. Suid-Afrika is aan die enigste plek wat Noubou-funds gee. Ja. En ek meen niemand hoor die probleem met daai term houbou van. Ja. En weet jy Laat die goed gaan werk man, nou betaal jy hulle om drugs te gebruik en die strate vuil te maak. En weet julle wat Vlieg onder hulle in met so 'n bokke. Yeah, cut some bacon. ja, maar weet julle wat nou, dit is sad. Hulle is so arm, hulle eet daar buite, kom ek van hulle gee. Niks verder dan sê jy, yes, maar die poepens is daar, die kyk stoot en dan is daar nog enetjie wat daar voor sit. En die snotneus is oorbesit. Dan kom vra hulle my vir kiwis of vir melk en alles. Ek het dit stop gesit, dan sê ek, nou sê ek reguit. Julle kry so swaar, maar dit is mos lekker.
julle kan dit nou geniet, julle kry kinders, want pastoor op raaddag gaan ons nou sorg. Dis die probleem. I think Ja. that the one I was Not speaking to taking more Lundy from my about side. it last night or the night before. I find a very big problem with handing out food for nothing. I do. The Let's Bible go and says let's you go and get cannot all- eat if you don't work. Let's go and get all the people outside Rata to go and clean a street. No, really, here's your black bag. When you finish filling this black bag, come and fetch your food. Klaar! Yes. Ja. Klaar! Fully agree. And the second that anybody actually starts working or doing something positive, it changes something inside of them. It brings them self-worth, gets them off their lazy asses, and teaches them ek kan iets doen. Well, op die oomblik, Bradburn is one of the only middenstad of stadte wat 3 keer 'n dag mense voed. Daar's boemelaars wat van die hele land eintlik kom om Brakpan toe te kom om kos te eet. Nou, Daar jy- is jy- baie jy plekke weet waar wat? kos- Jy weet wat? Dit was deel van my amper hartaanval gewees. Toe ek hier kom, toe was ek seker almal wat uit ander dorpe uitgegooi word hiernatoe gestuur. Toe sê 'n ander ou van my, en die ouens wat hier weggejaag word, gaan Nigel toe. Waarom? Dit nog wel, dan sou seker maar nog wel half vooruit. As hulle by Springs Is gaan, Springs. dan kom hulle hiernatoe. Dan gaan hulle hier vanaf weer terug Springs toe. Dis vir Oh, no. But you know what? Weet jy wat, nou jy so vra, weet jy wat nou? Miskien moet 'n mens al hierdie mense wat, maar nou daar's van hulle nou gaan jy sê, "Shame, no." Nou nog gelei daai so met 10 van hulle by daai ou af. As die mense hulle almal, luister nou mooi, listen. Hulle almal kry, nou, wat so kos uitdeel. Ons almal gaan sit om 'n tafel. En ons sê, nou, kom ons doen dit. Dit wat maar hulle hulle wil sê. nie saam sit. Hulle wil nie saam sit nie. Kom ons kyk dit, ons toets dit. Dan gee jy vir hulle 1 Korintiërs 19. 1 Kronieke. 1 Kronieke. 2 Kronieke vers 19. 19 Ag, vers die hele 1. just nou read dit. Lees dit. Iemand kry dit, lees dit. Ja, 2 Kronieke, lees dit vir nie. Okay. Maar gee dit vir hulle. Sit dit vir hulle neer. En nou 2 Kronieke. wat die Bybel sê, dan gee vir hulle ook daar as jy nie werk nie. Hierdie soetsappige liefdadigheid. Op jou bord kos nie. Soetsappige liefdadigheid maak die land So arm. that's why I don't need wrong. I don't want to be. Ek het nou uitgevind ek is die slegste pastoor wat daar weer op aarde. Kan jy weet hoekom ek myself 'n pastoor noem nie? Weet jy hoe kry ek dit? From the sweat of your brow, you will earn your food. Yes. But look, if Vers 1, 2. Yes, Okay? En die aand het Josafat, koning van Juda, in vrede na sy huis in Jerusalem teruggegaan. Jehu, die seun van Hanani, die profeet, het uitgegaan om hom te ontmoet en vir koning Josafat gesê, moet u gaan om die bose oortreder te help en hulle lief hê wat Jehovah haat. Jehovah is daarom vir u kwaad. A lazy man is just as good. Ek sal liewer laat die mense vir my kwaad wees voor. Vers 2 is vers 1 en 2 sis. vers 1 en 2. 2 Kronieke. 2 Kronieke 19, ja. 19. Ek gaan hom ook lees. Kry iemand om in Engels op. As jy toe ek daai gelees het, toe klap by jou om. Hy wil nie hê ons moet mense wees help wat boos is. Okay, ek gaan hom gaan lees ook en dan gaan iemand van af Engels lees. Maar toe Josafat, die koning van Juda, behoue na sy huis in Jerusalem terugkom, het die siener Jehu, die seun van Hanani, uitgegaan om tegemoet en aan koning Josafat gesê, moet 'n mens die goddelose help en het u lief die wat ja haat, daarom kom daar nou 'n toring op u van ja. Tog is daar goeie dinge by u gevind, want u het
die heilige boomstamme uit die land uitgeroei, het u hart daarop gerig om jag te soek. Ja. And in English, when Jehoshaphat, king of Judah, returned safely to his place in Jerusalem, Yahuwah the seer, the son of Hanani, went out to meet him and said to the king, should you help the wicked and love those who hate the Lord? Because of this, the wrath of the Lord is upon you. This is however some good in you, for you have rid the land of the Asherah poles, and haven't set your heart on seeking God. Weet julle wie was hierdie Jehu gewees? En hoekom God kwaad was vir Josafat? Want Agab wou gaan oorlog maak, Agab wou gaan oorlog maak teen die Syriese weermag. Toe laat kom hy, hierdie Josafat, wat die koning van Juda was. Kyk, die stamme is nou al geskeur, die land is geskeur. 10 stamme in die noorde, 2 stamme in die suide. Dis vir hom wat Josafat het vir Agab gevra. Is hierdie al die profete wat sê ons moet gaan? Toe sê hy, daar's een, maar ek haat hom, want hy het nooit goeie nuus vir my. Dit was Elia. Nou, weet julle wie was Jehu? Hierdie ou wat hom vermaan. Dit was die ou wat Jezebel in die venster uitgesmy het van die paleis, waar die honde daar onder op die pavement opvreet. Dis hy gewees. Gaan lees het. Jehu. Jehu, ja. Ja. Jy sien nou. Elia was nie die enigste profeet op hy stadium, hy was het Tisbiet gewees. So hierdie soetsappige liefdadigheid van almal, hierdie liefde, man vlieg in jou my, gaan lief iemand anders. Hulle wat kwaad haat, lief het, haat God. En hulle wat God haat, hy kom vir jou. En as ouens soos ek en jy jammer van hom moet wees, dan is dit so. Dan is dit so. Mag die hamer jou verpletter, soos 'n stuk seepsteen. Dit is wat ek het ook gewonder, because elke keer jy gaan winkel toe in 'n brakpunt, voor jy kan jy nog 'n from die bakkie uitklim of 'n kar uitklim. Daar is 3 mense wat vra vir jou, kan jy asseblief vir my brood koop of melk koop of dit. Nou, wie help jy nie? Ek loop nie met cash nie, sorry. Ek het nie vir jou cash nie. Al is daar cash, ek het nie vir jou cash. Hulle verander nie eers vir cash nie meer nie. If jy loop in 'n winkel, hulle vra asseblief koop vir my brood. Ek soek net brood. Was my kar. I don't want money. I'm an honest man. I just want food. Wash my car. Wash my car. car, buy you a bread. Klaar. Daar is het. Jy nie wil nie vir sek. They go around the corner and sell it to the buckets. Ja. Then they go for their fixes. Kan 'n mens nie so ding begin by Rato net, dan dat hulle inkom en kom skoonmaak en maak ons 'n blok. Ja. Nee, maar dat hulle buite kan skoonmaak, net in die straat. Kan ek gou vir ietsie sê? Ons het al toe ou Pastor Pieter hulle, want dit daai massive groot en dit swaar. Begin het nou net hulle die prys dra, toe ek het sien, toe ek van my kop af. Toe sê ek, gaan julle nou sit en kyk wat Man sit en kyk. Hulle is so gepak, hulle Daarso, word net daar het ek my plek verloor en ek het nie But if we're not going to teach them who will, ja, that's the point. Op daai punt. Al hierdie wat hierdie vrouens wat so by die robot sit staan en check maar, die boyfriend sit daar oor kan die pad somewhere onder 'n boom. Hulle kan, ek worry nie wat hulle eet nie. daar sit weer arme vrou. But also you stop and Ja, wel as jy stupid is, moet jy sukkel. When I was still working, I used to stop off and say, come and work.
I'll give you a job. They say, I don't want to, I'm earning more money at this Oh, the robot robot, than yeah. you're earning going to work. They don't pay taxes, they don't do anything else. They earn 6,000 to 10,000 rand a month. The guys at the Carnival City or Carnival Mall there, they kill each other over that robot. They literally kill each other over that robot because they earn nothing less than 8 grand a month to bed. 8,000 rand a month to dope as much as you want, smoke as much as you want, and stand there with the sign. It's the truth. And by the end of the day, or the next morning, they can't even raise een rand daarvan nie, want dit gaan net alles om die wêreldse dinge en die komfort. Understand? And it's not a Yah who provided that blessings. No way. That's theft. Save Satan that gives it to them. Oh, lekker, ons kan ons keer so. Reading isn't off, yeah. Maar jy sien ons kom weer terug by die punt wat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die kerk vandag is pateties. Dis 'n klomp papbroeke, Fancies. spineless, gutless worms. 'n Ou vra my vandag, ek het vir julle daai ding gepost oor hierdie gebou het destyds. En daar's 'n paar comments van. En ek sê ja, dis nog die dae toe ons die wegraping geglo het. En die aap, ekskuus, dis nie 'n aap nie. Maar hy dink nie lekker nie. Hy bring dit hom baie in die steek gemaak. Vra vir my nou, as jy nou nie meer daarin glo nie, waarom glo jy nou? Ek sê vir hom, ek glo in die wederkoms, Bybels, nie die wegraping, onbybels nie. En jy jou maat, waar glo jy? Nou ek wag nou dat jy my antwoord. Dis 'n skoolvriend van my wat hy's al ewig deur besig, snaaks genoeg, met vroumense om hulle te probeer indoktrineer. Oor rubbish. Maar ons sal sien, ek wil hom eintlik miskien op Facebook live, dit is 'n lekker debat hê. Skriftelike debat. Dis nie 'n Bybel het nie. Moenie kom babbel nie. Maar ons sal sien wat gebeur. Maar hierdie soetsappigheid, liefde. Jy ken nie die God in die Bybel nie, man. Hy's 'n verskriklike God. The Catholic Church Ja, ja. manipulated everything. It's, I put a skit or a YouTube comment on the group the other day about the true meaning of love your neighbor as you love yourself. It means your inner circle, the people in the body Yeah. of the tabernacle, Yeah. your close and loved ones. It's not. That's what I thought. We have to love everybody. That's not what Yeshua said. It's not what he meant. But Love those that love him. that Yes. is how he says the ones he hates. We love the ones he hates. And that's where That's where the sin lies. correct. Not the mistake, the sin. Yeah. Punishable sin. If you hate God, you're in trouble. En daar staan op 'n plek geskryf, as jy jou meng met hulle en vereenselwig met hulle, dan jy dieselfde ding skuldig. Jy hoef nie eens kerk toe te gaan. Of samekoms. Waar is jy dan afgesonder? Nee, jy is nie. Want niemand sien nou die waarheid nie. Want alles is alright. Alles word mos nou toegelaat. Ons het nou hierdie week daaroor gepraat in die huis. Dat ons is, we are of the light. We are supposed to shine light into the darkness. But we're not supposed to kuier, meng en gaan aan soos die wêreld. Matthew 7, find it. Hy sê ook vir jou wat het die lig met die duisternis te doen. Correct. Niks. Jy niks. Matthew 7 from the beginning. But fast From verse 5. You hypocrite. First take the plank out of your own eye, and then you will clearly see to remove the speck out of your brother's eye. Do not give Luister. do not give dogs what is sacred, and throw your pearls to pigs.
If you do, they will trample them under their feet. Nie plaasdiere nie, noem mense hier, varke en honde. And then turn around and tear you to pieces. En dis wat gebeur. Julle gaan, of nie julle nie, die Christene vandag gaan gooi hulle parels neer. Dis mos nou liefde en ek help almal en dan kry jy 'n pak sla en jy word verskeer en dan wie se skuld is dit? Ja. Hoe kan jy dit met my laat gebeur? Dis jy hoor. That's why charity needs to start at home. Not in the middle of the street or to everybody on the street. Jy dink altyd jy doen goed aan een. Nee, weet jy wat? Gaan vra ja se opinie. Hy weet wat's goed en sleg. Ja. Dan gaan weet wat's goed en sleg. Weet julle wat? Daar staan geskrywe. Julle goeie dade is voor ja soos vuil lappe. Die beskrywing daarvan is walglik. Want dit verwys na vroue se tyd. Daai Ja. sanitêre geval. Dis waarna dit verwys. Dis nie dat ons vieslik hier praat en dis waarna dit verwys, gaan kyk daarna. Dis wat jou goeie werke, wat jy sien as goeie werke vir hom beteken. As hy jou nie gesê het nie, hou jou bek, sit stil. Hou jou bek en sit stil. As jy gaan opstaan, gaan jy 'n pot shot kry. Ek sê jou dit. Hoor my. Moenie gaan dink jy smart. En dit waarmee jy geseën is vir kwansel voor varke en honde nie, hoor. Dis mense van wie hy praat. Kan ek Nie gaan- plaasdiere en troeteldiere. Ja, nou dat jy so praat, weet jy wat ek ook besef, dat ons SASSA gelde is 'n blessing. En salarisse is 'n blessing. Werk is 'n blessing. En alles wat mooi goed is 'n blessing. En dit kom alles van Abba Vader af. En as ons dit gebruik op die wêreldse dinge, dan betrap ons sy seëninge. En ons moet versigtig wees daarvoor. En veral as jy 'n ophef maak op van 'n ding, onthou ons Vader is jaloers, hy is jaloers Abba Vader. En hy kan wegvat. Hy kan wegvat van jou af. As hy voel hierdie ding, jy wil dit nie aflê nie en al wat dit gaan gebeur is, hy kan jou bring tot op jou knie, hy kan jou die mat onder jou uitdruk, hy kan jou salaris wegvat, hy kan jou pensioen wegvat. Selfs as jy 'n mens afkom, selfs as jy enige ding afkom wat nie reg is nie, if he wants to take it, he will take it. If he knows, as hy jou lief het en soos ek en Pastor JP, ons het 'n massief groot kontrak gehad by Marco Polo. En soos julle weet het ons het dit al genoem, het ons 'n golfpie, het hy my golfpie kontant. En die ding is op, hy was nie baie meer aangewerk nie, maar hy was weggehaald geweest. En ek en hy het sy Jetta, wat 100% reg was, het hy gaan goeders opsit en wat chains en daar goeders. Ons het gaan jaag by die rock en al daai dinge en alles het net gegaan op entertainment. Okay, maar ons mense het nie honger gelei en al daai smaak gekry nie. Maar ons is besig, ons weet om weg te gaan van ons bediening af. En hy het seker gemaak dat ons nie heeltemal weg sal gaan nie en hy vat daai groot kontrak. Hy vat dit en ons besef, wow, ons het so pas slaag gekry. En ons het hom nie die skuld gegee nie, ons het onsself die skuld gegee. What did we do? Ons het En ons het ook, nie weer daaroor. ja, en we asked him forgiveness, ons het ook vergifnis gevra. Ons het nie gaan lê nie, ons het geplaas, opgestaan. Die Vader, ons weet ons het gesond te doen. En hy tot die bittere einde het hy toegesien dat die tabernakel gebou word en dat hy seker gemaak het, want weet julle wat? Ons het begin hoogmoedig raak.
Ons het begin ons moeder vra. Onwetend, die duiwel doen dinge aan jou, dat jy dinge doen, onwetend, en die dag as hy jou stryk, dan besef jy, dan baie mense wil dan sê, hoe kan jy doen, Vader? Hoekom het jy dit aan my gedoen? Hoekom dit? Dis jy as mens, want daai stupid keuse gemaak. Dis ons as mens. Ons verwerp sy goedheid en sy guns. En dan kom hy met liefde en sê, ek is lief vir haar, ek is lief vir hom. Laat ek iets doen voor hulle gaan val en hulle nie kan opstaan nie. And he did it. And we are so grateful. Ons verlang nie na daai dinge nie, ons mis dit nie. Ons is dankbaar vir dit wat hy nog steeds vir ons doen en dat hy nog in ons lewe is. En dat hy ons gered het van straf. Hy het my gered, ja, hy het ons gered. En dit gaan nie terug na die 10 gebooie toe. Dis Hebben opgoed door my. Dis hy. En dit het die gejaagry, die voertuie het begin afgetrap in ons lewe. Want elke Sondag aandag as tot by die duisends. Dan gaan duis ons. En jy dink is net iets onskuldig. Hy begin stopwerk. It says in 1 John 2 verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for Yah is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what he is and does, comes not from our Father, but from the world, in other words, Satan. The world and its desires pass away, but a man who does the will of Yah lives forever. That's 1 John 2 verse 15. Die hoofstuk is do not love the world. do not So mense, dit wat God nie hou nie, wat God haat. Vra vir Vader om julle te help, as julle struggle daarmee. Vra hom om julle te help. Maar as julle dit vir hom vra, maak seker julle doen dit met mening. Jy stap op daai verhoog. Op die stap voor hom en jy sê vir hom, Vader, ek struggle om sigarette af te lê. Ek struggle om te ophou vloek. Ek struggle om ophou porn kyk. Ek struggle om luste af te lê van seks of enige iets. Ek struggle daarmee. Verlos my in die naam van Yeshua. Moet jy na dit net daar by sy voete los. Omdraai, wegstap en nie weer terugkyk soos Lot se vrou. En dan gaan dit eers met jou stryd. Maar as jy dit doen met mening, met jou hele hart en jou siel, met geloof, sal hy jou verlos. Vra my. Hy het my van drag af verlos, hy het my van drank verlos, hy het my van rook verlos, hy het my van dol verlos, hy het my van ecstasies verlos, hy het my van die hele dinge van die wêreld, het hy my verlos. And he lifted me up. He lifted me up. En is baie van julle wat hy opgelig het, maar julle het nog struikelblokkies nie, wat nie sê, ek sê net sy engel nie. Nee. Ek strewe. Ek strewe daarna om heilig te lewe. Te lewe soos wat Yeshua geleef het, toe hy op hierdie aarde was. So moet julle ook, so moet ons almal. En ons, weet jy wat besef ek, dat in die tabernakel instop vanaand, dat die mens is rou in die hart. Die mens besef nie eintlik, weet nog eintlik wat is omgee liefde en
Ons moet seker maak dat dinge van die wêreld nie ons siele versorg. As iemand jou kwaad maak, baie keer kan mense jou woedend maak. Ek het vandag mal geraak. Jy wil nie weet waar ek gesit het, op die toilet gesit. En ek het op die foon was geantwoord en ek het net gevoel, jy man, en ek het my sê gesê, maar ek gee hulle private. Hulle wat jy seer maak, hulle wat enige iets doen in jou oor wanneer ek is nie, gee dit private. Gee hom, hy sê in die woord, al die braak kom my toe. Ons gee hulle wil en ons die Vader, as die wil is, raak hulle aan, en nie hulle siele wat hulle weet nie wat op pad is. Hulle weet nie wat hulle doen. Dis wat ons moet doen. En as ons aanhou en aanhou en aanhou, en never stop, gaan een of ander tyd met sy tyd, sal dit gebeur. Hoor julle, jongens. Ophou te rook, ek weet is moeilik, maar ek het opgehou die eerste keer, ek gaan aan julle getuienis lewe, ek het opgehou, en ek het voor pastoor JP tot maar een keer gekom, en my skoonouers, my skoonpa het my gelei na Vader toe. En toe hou die pastoor JP, want hy drugs gebruik, sterk drugs, hy het gespaai. En ek het my meisiekinders jaag met hom Joburg toe, want ons was daar in Joburg waar hy gespaai het in die toilet. En ons het dit net gemaak. En die dokter het gesê, it's the minute to do, dan het hy dit nie gemaak nie. En ek huil by haar en sy sê my, I will help you. Kyk hoe goed is Vader. Ek het haar nie gevra om te help. Sy het vir my gesê, I will help you. And just this, I will pray out of this Joburg Hospital. I will throw him out. En hy is ingevat. Maar daar, terwyl hy daar, hulle nou besig is met hom, sit ek in die meiskrif en ek sê vir hulle, Jacqueline het toe gerook, Jacqueline het, ek sê toe pa, gee my sigaret. En ek rook nie meer nie. Ek sê pa, gee vir my sigaret, nou moet ek rook. En ek blaai die sigaret en ek rook om. En ek was so spyt. Na meer as 'n jaar, 2 jaar, wat ek daai sigaret en ek tel op en ek rook. En ek kan nie JP stop nie. Ek kan nie die Abba Vader stop nie. Ek kan nie Koning Jesus stop nie. Net myself. Net myself kan ek stop. En dit het my gepla, want ek het 'n belofte aan hom gemaak, die eerste belofte. Want die daai belofte gebreek aan hom. En dit het my gery, en ek sê eendag net vir my sussie, ek gaan nou ophou rook, nooit nie. Ek sit my sigarette daar neer. En ek rook nie, maar next moment kry ek 'n tap, en ek sê vir haar, ek wil rook, ek wil skree, ek wil mal gaan. En ons in my kombuis daar in, wat sê? Stokkenstroom. Stokkenstroom. En sy sê vir my, gaan aan, gil, skreeu, gaan net aan. But don't you pick up those sigarette. En ek doen dit. Ek doen dit goed. Daar klaar is. Tot vandag toe nog. Die is lus geraak vir sigarette. Die is lus geraak vir 'n dop. Nie eens gedink ek sal sommer nou dop. Ek sal sommer nou 'n dop. Nee, sal nie. Ek sal nie. Wat hy aan die kruis vir my gedoen het, sal ek doen vir hom, want ek sal alles doen in die beste van my vermoë, om vir hom 'n blessing te wees.
sentence. Yes. Never look back. Yes, never ever look back. Dis wat hy vir ons gedoen het op daai kruis. Wat meer kan ons vir hom doen? Alles af te lê. Ons kruis op te tel en hom te volg. Amen. Amen. En daar is daai man. Was skrikkelik op drugs gewees. Was toe Jackie. Hy was maar Gabriel. Catherine, you remember how skinny he was? He was skinny. 56 kilos. Yeah. And he lied to me. And I had gesteel as today. I can lift him up and say, thank you, Lord, for what you did today. For JP. Want JP was 'n wille ou kop. Hy's nog steeds op 'n skip. Dit het hy nie uitstaan. Maar ja. Vandag is hy 'n gesonde mens. Bietjie kras. Maar ja, die Vader het hom verlos. Alles. So if you want to do it for the Lord and for yourself, you do it. ASAP. Okay. Okay. I've got a question. The video what I was sending to Pastor JP, where this guy saying in Hebrew Bible that Yeshua didn't die for our sins, for our salvation. We've got it wrong. He died for your salvation, not for your sin. Okay. It's You have different. to lay down. You have to crucify yourself. You have to pick up the cross and follow him daily. Hy het vir ons sonde gedoen. Ja. Nee, dit is nie vir jou sonde nie. Ja. Hy het For vir jou our verlossing salvation. gegee. Die verlossing As gedoen. jy nou aangaan Ja. daarmee. Dan Luister gaan jy- mooi ja. wat jy Ja, sê wanneer jy luister. Ja. Luister mooi wat jy sê wanneer jy sê hy het vir my sonde gesterwe. Ja. Met ander woorde, ons kan nou maar môre, ons ouens gaan nou môre hoe reis toe en gaan bietjie dobbel. Kyk, ja. Dis mooi sharp, hy het ons gesterf daarvoor. Hoor jy wat jy sê? Ja. Nie vertraag hou nie man. Hy het nie gesondig nie. Hy het nie gesondig, jy was sondeloos. Sy bloed het jou vrygekoop van sonde, nie om te sondig nie. Ja. Ek wil net iets uitvind. Ons so laas naweek by daai kerkstorie was waar die mense so gejok het. En daai ou iets gesê van hierdie groot engele. Bestaan daar so sulke groot engele soos wat hy van gepraat het? Boeta, Archangels. ek dit lyk vir my of hulle groot is uit die Bybelse beskrywing hè. Ja. Maar ek gaan nie vir jou sê daar is nie want ek het hom nog nie gesien nie. Ja. En om vir my te sê daar's 4 engele, hoorie broer, dink jy dat hulle het niks om te doen nie? Ja, dis kom ek. Hy het hulle nooit hulle lengtes Dink ons hulle het niks om te doen nie. Ja. The Lord, or in the word, it describes the different types of angels. The seraphim, the cherubim, and so on, which is the different levels in authority that they have. They also talk about the different, in one of the passages that are in the word, it talks about how big an angel is. But think about this. A third of the angels, I was going to ask this question now about demons. A third of the angels were kicked out of heaven with Satan. Those angels are now demons. No, they're devils and be wary of calling them demons. Ja. The word demon means master. He's not your master. Okay, so my question is this. Obviously, a third of the false angels of light, Fallen angel. fallen angels, were kicked out of heaven and are roaming around. Now, I was going through my old lyrics, when we were taught about verlossing and stuff like that. And I want to know, the so-called demons that are not the part of the third of the angels that were kicked out of heaven, are they the disembodied spirits of the Nephilim? Are they?
If you go read Jubilees, if you go read Jasher, Yes. the true parts of Enoch that was found, not the Yes. book that's for sale, the complete writings Yes. of Enoch, because no one has found it. All refers to that. But it's actually quite simple. That is why they go through a waterless desert. Yes. They need flesh To to operate. Nou, het julle gehoor hy bid daar en sê, julle moet na die put toe. Julle moet. En wat maak? Wat gee maak met jy die put nie? Is daar mense wat jy daar moet verlei? Die duiwel se job is hier, nie in die put nie. Daai ou se kop is so vlak soos 'n waterlose put. Ja, want toch sê die Here, almal is dieselfde. En hy sluit daai ou se hande vas met die sleutels van die hemel wat hy wil kry. As hy ook in die dood het opgestaan. As hy ook in die buik van die aarde. Hy's 'n sot man. Hy's 'n godslasteraar. Ja. Dan staan hy daar en begin 'n ding en dan moet vroumense daar sit en dan soos 'n motor wat sy uitling uit is. En hy staan in kiekies neer. He's a fool man. Ek het dit ook nie. Hy's 'n godslasteraar. En dan gaan mense wat ek kan nie glo dat hy herder dit toegelaat het nie. Ja. Toe daai ou sê ons gaan nog 'n rukkie besig met jou kyk toe sê ek net maar daar sê jy gaan ek nou. Jy wat kom, jy wat bly. Yes. Ek moes my inhou om nie daai ou te lyf te loop nie, want ek soms kap met 'n kop met in sy broekdingers. So godslasteraar daai. Dit sulke goed maak my van my trolley af. Ja, ek kon sien jy het kwaad. Maar het Maar dit is hoekom ek daai pastoor geweet wie hy is? Dat Hy het, maar daai pastoor het ek al op 'n vorige geleentheid, jare terug het ek hom gesê, inteendeel, ons het gepraat oor die naam Elohim. Toe sê oom, nou is my gemeente se naam dan vals. Ek sê, wat jou gemeente is? Maar hy sê Elohim gemeente. Ek sê, wat is Elohim? Hy sê nee, ek weet nie. Dis Vader. Ek sê nee. Elohim verwys na 'n lewende gees. Elohim sê wat oud is, iets anders. Spirit of the living God. Ek het lank met hulle gesê, inteendeel, hulle een skriba se muur is net sertifikate. Toe ek klaar met hom gesels het, toe sê hom nou, maar eintlik beteken hierdie goed dan niks nie. Ek sê vir hom, sadly yes. Nou weet jy wat die waarheid is. Maar weet jy wat? It's comfortable to preach a lie for profit. Yes. Not profit, profit. Motivational speakers tell you what they want to hear when they're in pain. Ja, Hy daar was maar hy daai ou daar gesê ook hy sê jy kan mos die pastoor sê want nommer nog kry ons die gat sou sê as die pastoor se plan nommer. wie ek het nie eens aan daai boek gevat nie. Ek het nie aan daai boek gevat nie. Ek het ook baie dat ek net so gekyk toe maar hulle het my gewys van die driehoek wat in die ding wat in die Bybel is. Ek het nie eens gekyk. En, Ek het nie wie wat as ek in 'n plek instap en my gees bots vat ek kan niks ek kyk. As jy aan hom vat, is dit kontak. Ja. Nou moet jy seker wees jy het nie 'n stuk in 'n plek op jou nie, hoor. Want daar's plek enige tyd dan om vir die duiwel om in te gaan. As jy gaan torring met goed wat gevloek is, pas op. Moenie hoe slim hou nie. Nee. Die Bybel sê verwoes dit. Mag daar raas nogal met hulle omdat hulle die boeke verbrand het. Ek sê maar die Bybel sê hulle moet dit verbrand. Hulle het dit gedoen in die Bybel. Ja. In Efese, yes. Maar jy weet daai Sondag as ek JC en JP. Om nou eerlikwaar vir julle te sê, ons het daai boeke gevat, né? Ons het dit gaan brand. En gewoonlik as jy vuur maak, is jou vuur rooi. Daai vuur was gras groen. Naas hulle. Dit is, luister, dit is gewoonlik die Dit was geval grasgroen. met afgodsgoed. Dit brand groen. Groen in Ja, pers, ja? Ja, dit Yes. was grasgroen geweest. So ons het dan gewoonlik as 'n vuur as jy gesteek het was hy rooi. Daai ding het onmiddellik 'n groen begin brand en hy het groen begin bly brand tot hy boek uitgebrand was. Ek kan dit glo. Boek het nie gebrand soos wat jy papier sal brand nie. Hy het 'n ballon gemaak. Hy het so 'n ballon opgesit om heeltyd te brand. om te brand. Hy het so 'n Ek kan ballon dit glo want gemaak. ek het dit al gesien in my lewe. Net
En ek vat ons 3 het dit ondervind. Dit was so, hy het so 'n ballon gemaak. En hy bly groen nou. Hy het nie 'n ander kleur gemaak nie, net daai groen-blou. Nee, ek kan dit glo want ek het dit alself gesien. Maar dinge wat hy gesê het, Nee, en die ding is toe as jy byvoorbeeld vir iemand geld gee, soos vir hom net, sorry gou, dan leen jy vir God geld Ja. en hy betaal jou terug in rente. Wat hierdie is dieselfde God wat Joel Osteen preek. I was just going to say, Joel says the same thing. Ja, dis dieselfde God wat Joel Osteen preek. Your inheritance. Die God wat ek dien, het geen budget foute nie. Die beeste op wat 1000 heuwels behoort aan hom. Waar gaan hy 'n fout in sy budget maak? En jy gaan dit fix. Ag jy. Ou sot. Ja, maar Sondag toe ek en Jackie en my broer daar gesit het, toe sê hy dan met mense wat gesit nou is. Dis hoekom ek vanmôre kom vra. Nee, wat ek gevra het. Dis hoekom ek gesê het, nie geen ander een behalwe my ma en pa van my vat. Dis ek en Jackie kom ons loop. Ja, ek dink hy het gesien Ek het hy's in 'n hy kon nie kyk regtig. Ek kyk hom in sy gesig. En toe kom hy nou maar as die wat wil gaan kan op die sit maar laat dit gaan. En nie is koffie drink nie. Nee, jou koffie, die koffie by die huis. Daar's niks fout met my budget nie want my God kyk na my. Ja. So ek hoef nie eens koffie by jou te leen nie. Sê by jou koffie. Dit is so simpel so wat dit raak. Jy sien die ware kinders van ja het aggressie teenoor boosheid verloor. Liefde. David staan en hy sê wie is hy besnyde onbesnyde vark wat daar my God staan en luister. Ek gaan hom nou uithaal. Yes, like ek wens ek was in die Ou Testament. Ou Testament man. Jackie, also, when you said that about the angel, and then you said another thing, and I actually leaned forward to Ricardo and Olga, and I said, I don't believe that. But he said that if you pray for somebody, and The manifestation. it goes on to the person who's praying for you, and I thought, no, and I leaned forward and I said, I don't believe that. I don't believe that I'll pray for somebody who is devil possessed. Ja, maar hy That's being a medium. That is being a medium. Maar hy het ook gesê dat kinders Have you experienced it? No. hulle sê I thought, no. I don't believe that. maar hy But het it must gesê not say to you that his son is a medium. Yeah, but that's what he was. Someone else's devils are manifesting inside of him. He's a medium. Does he go to deliverance with a Ouija board and what? as kaarte. hy nie Van 'n poker speel. But there were he was Maar saying that waarom one of draai the jy dan spirits, Wag 'n bietjie, een op 'n slag. one of the spirits of the holy of Kadosh Ruach is also that he can tell you where you've been and what is your future. That That's is fortune witchcraft. Ja. En niemand kan dit Divination. weet nie. It's just God wat God's dit weet. spirit has never been a gossip. Hy sê jy kan weer as een keer gedoop word in die Heilige Gees. Bybel sê daar's een doop. Ja. Ja. Een doop. En hy het ook gesê kinders is duiwels. Nee, ek moet vir jou sê Duiwels se ons kinders. Janie as jy kyk, Sien jy? val soos 'n R3 noot op jou kies. Dit is Jy so. sê die Bybel sê hulle behoort aan die Red my nommer, koninkryk bel my van die man hemel. uit my. Nog iets? Wees wakker van wat jy sien en hoor. Veral nou. Daai ou vra my vandag. So Jesus kom nie vir sy bruid nie. Ek sê ek ken nie Jesus nie en ek gaan nie 'n trourokkie dra nie. Hy sê vir jou wie sy bruid is, gaan lees Openbaring 21. Hy sê vir jou dat jy is 'n gas. Hy sê vir jou jy's 'n gas. Gaan lees Matteus 22. En dan sê hy in Johannes, van nou af is julle nie meer slawe en diensknegte nie, maar my vriende. En per toeval daar in Matteus 22 sê hy vir daai ou wat hy uitwerk. Vriend, is dit hoe jy na my seun se bruilof toe kom?
Obviously, daai ou nie 'n trourok aangehad die magdag. Ek miskien gewoon 'n Sy soet was vuil, damn it. Ja. Kan jy nie tel nie. Ek glo nie, wel, nee, ekskuus. Dis 'n infamie. Ek weet daar's geen LGBTQ movement in God se koninkryk nie. So as jy dink jy gaan daar ronddraf met 'n trourokkie, maak jy 'n luister mooi, 'n helse van. Jy gaan miskien daar rondhardloop met jou trourokkie, maar nie in die hemel nie, sorry. Maar weet nie, was 'n geruste hart het ek gekry daai Sondag, né? Toe ma begin om ons af te siel van alles af, né? Ek het onmiddellik, toe sy dit begin doen, het ek gerus in my hart gehad, ek het nie. Daai oomblik het ek, toe ma's begin salf, toe besef ek, nee, hierdie is 'n moeder van ons wat aan ons aanraak. En ek het onmiddellik rustigheid gekry. Ek was geskok geweest en ek moet eerlik sê, ek is nie spuitloos uitgegaan. Ek was geskok geweest om te sien in wat 'n vervallendheid die kerk is. En nou is ek oortuig dat daar is 'n helse verskil tussen die kerk en die liggaam. Ek weet dit, want ek weet dit, want ek weet dit. Sê kerk. En dit, as jy kom dan, die woord is wat jy gebring het. Nie vir daai mense kans is om te bekeer nie. Hulle dink hulle doen die regte ding. Ek wonder hoeveel mense, want hy sê hy doen dit al 50 jaar. Ek wonder hoeveel mense het hy hel toe verlos. Jy het geen sleutels van die hemel nie. Jy het nie toegang daartoe nie. Dit behoort aan die koning van die konings. Klaar. Klaar. Jy het geen. Wat wil jy maak met al hierdie duiwelse name en telefoonnommers en e-mailadresse en goed, jy vertraag. Gaan na die sataniste se tempel toe en kry dit daar. Sy het hulle gevra, wat is jou naam, wat is jou telefoonnommer, wat is jou adres? Ja. En snaaks, hulle almal het dieselfde naam. Almal is legio, want hy weet nou nie eintlik wat sy naam is, hulle maar It's legio. like in scripture, you didn't hear Yeshua say, what's your name? What are you here for? He said, What? shut up, leave. Only once, and that was for the specific reason to show us what the minimum number of a legion would be. Yes. From 2,000 to 12,000. That's when he asked the guy, who are you? Yeah, that's the I only am time. Legion. That's when he chased him into the pigs. Which Yeah. for 2,000. 2000 pigs. That was just to illustrate that is the smallest number of men in a legion, a military legion. Sure. Dit is 2 keer in die Bybel. Wat Ja, ek een. een keer wat ek Een keer. Only once. Ander keer as jy hom hou jou bek, voetsak. Shut up and leave. But it's this after thing what I was saying on Wednesday to Teresa. If you in that beding and that you verlost mense from all those spirits and things like Yeshua did, he didn't even send them back to hell where they belong. But He they don't sent them belong to here. pig- They to- belong here. Yeah, he sent them to pigs. If you verlossing people from those things, those spirits is looking for a closest body what they can dwell in. And the thing that got me furious is the kids We're running around. were running around and playing and check wat maak die tannie. Daar sê hy outfit uit. God se orde, dink jy so nie? Daai een vroutjie wat opgekom het in 'n Hamensal. Sy was in 'n paniek hoor. Sy het so Wat se een was dit? Die een met die blou hare. Sy was bang gewees. Was dit die een met die blou hare? Ek dink so. ja. Sy was uit hy outfit uitgeruk gewees. Een van God doen nie sulke goed nie. Ja, een het aan my te poes. Hy sê as jy jou nooit beskaamd laat staan nie. Jy sien nie tattoos in die res wat daarmee ry. Dis not right. Op tot hier. Ja. Is dit God? Doen God sulke goed? Nee. Inteendeel, weet julle wat? Die een keer wat hy sê daar val iemand, is dit waar 'n duiwel daai persoon in die vuur of in die water gooi. Niemand anders het geval nie, hulle is vry onmiddellik. Boef.
klaar, jy gaan nie op jou kop. Nie as die Gedalion het gevang het, gaan kniel en gesê het jy nou al gekom. Nergens het hulle gevang nie. En toe hy nou sien, ou Dion gaan nie vir sy, ou Dion weet nie regtig wat om te doen nie. Hy val nie, toe sê hy, almal val nie altyd. Pragtig. Ja, maar hy vat hulle en hy beweeg hulle, want ek kon sien hoe hy as sy arms. Maar my ding is, nee, 'n man het nie nodig, nee, as hy daai ding doen om 'n vrou te raak nie. Dit is Wat, Magda, bly gou stil, wat het ek vir jou gesê? Wat het ek vir jou gesê? Ek het gesê, hy sal dit doen. As hy aan my moes geraak het, soos wat hy aan my vrou geraak het, sal hy hom uit die skoenheid gehaal het. Ek sal hom, hy sal nie kan tel hoeveel steke in sy kop is nie, want ek sal hom staan. Ek sê jy. Ja, dis hoekom ek sê, dit is nie. Hy gryp by vroumense hier in hulle maag. Ja, jy het nie fisies. Jy doen dit nie. Nee, Daar is jy protokol van orde. Ja. As hy wakker. As hy wakker. Dan sal hom 'n pilot license organise nou. Maar jy sien die kerk verdra alles. Wees verdraagsaam. Nee, mag nie, Nee. dit is sonde. Nêrens staan daar dat jy moet verdraagbaar wees so teenoor sonde. Jy moet haat wat God haat. Ek haat daai sonde. Want hulle ken God en hulle spoeg hom in sy gesig vir geld. Dit is die bottom line. En ek hoop hulle sien die. Bel my, julle het my nommer. Ek is nie een van die soetsappiges nie. Ek sal sterf, hoor my, ek sal sterf vir my God. Ek sal. En vir die wat ek voor lief is, sal ek voor sterf. As jy aan hulle raak, moet jy seker maak, ek is die een wat sterf, want as dit nie ek is dit jy. Want ek het hierdie week 2 keer daai ding gehad. Laasweek donderdag het ons begrafnis, wil 'n pastoor met sê jy sal nie hande op my sit nie. By my sussie se begrafnis sê ek so vir ek moet bid sê jy sit nie hande op my. Sê ek my hoekom nie, ek kan sê ek my pa en maar die enigste weg. Sê ek my jy weet nie waarvan jy praat, sê ek jy vat nie aan my klap dit. Sê ek kom as jy nie aan Yeshua glo nie, raak jy nie aan my nie. Sê ek my maar waar kry jy? Ek kan nie verstaan hoekom die wêreld bang is om daai naam te gebruik. Dis die enigste naam wat jy weet wat in daai Hebreëse Bybel maak ek dink is Handelinge 4 vers 12. Ek kan verkeerd wees, maar dit maak perfek sin. Daar is geen ander naam onder die hemel waardeur jy gered kan word nie. En dan staan daar Yeshua. Daar staan nie Jesus in jou Bybel. Daar staan ook nie sy regte naam daar nie, want dit is alles toegesmeer. Onthou King James was 'n 33 graadse Freemason gewees. En as dit nie vir jou iets roeilig iewers aansit om te sê ek moet studeer, ek moet gaan kyk, ek moet die waarheid gaan soek en alle dinge beproef en die goeie behou deur die aanwysing en openbaring van God se gees nie, dan is jy vertraag. Dan is jy besig om 'n vrot bak pap te vreet en jy's op pad hel toe want dit is jou skuld. Selfs in sy valsheid kon hy nie daai uithaal van gaan ondersoek alle dinge en behou die goeie nie, want Dawid, sy seun Salomo en dan Yeshua. In die Nuwe Testament sê dit almal. Jy sien dit het gelukkig is dit opgeteken in die Geneva Bybel voor dit. So dit kon nie blindside word. Dit kon nie. Want God se gees sal altyd seker maak dat daar 'n oorblyfsel is vir die koninkryk van die hemele. Nie almal is beskore vir hierdie pad nie. Ek gee nie om hoe ver jy geleer is, doktorsgrade in teologie nie, teologie beteken niks. Teologie beteken jou begrip en my begrip van godsdiens. Dit het niks met jou redding te doen. En almal is mos deesdae gered, niemand is gered nie. Daar staan geskrywe, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word.
Tot dan toe het jy harde bene om te kou. Dit is dit. Dis so simpel so wat dit raak. En ek het nog niemand gekry wat my konfronteer in 'n ander lig daaroor nie. En al hierdie goed gaan publiek. Nie omdat ek goed is nie, omdat mense lui is om daai neut te gaan breek en die kosbaarheid daar uit te vat en te eet. Dis mahala. Dis gratis. Wie wat man, jy het nou gesê, 'n dom ou weet nie en 'n swak verstaan nie. Wat sê jy? Ja, dis hoe dit is. En ons dink ou Salomo was 'n klewer. Sy pa was baie slim. Hoor. Sy pa was slim. So. My gebed is dat nie ouens my punt insien nie. Gaan kyk wat sê die woord. Al die skrif. Jy weet, niemand het 'n verskoning nie. Google is daar. Dit is jy kan enige Bybel onder die son kan jy daar kry. Gaan kyk wat sê die woord. Gaan kyk. Jou jare in die universiteit. Ek het jare in die staalbedryf gewerk en ek het hierdie goed gesit en lees van 'n kans gekry. En as jy dit gaan soek, gaan dit vir jou baie meer sin maak as jou teologie. Teologie maak geen sin. Niks. Dis hoekom jy sou sê, hoekom noem jy my goed? God is goed. Wat noem jy my goed? En dit was nie omdat hy sleg was, dit was om vir die man te verduidelik. Jy groet seker almal so. My goeie vriend. Jy wat jou in die gat byt. Stryd. So for, we are really blessed to be in this Ministry, yeah. this ministry, this tabernacle, because that which we saw on Sunday is not something that you, myself, Penny, Cookie, have Pastor Mari, have never seen before. We've seen that. We've seen manifestations like that sort of thing. And even if it was done like there were certain things that I would have expected him to say beforehand to prepare people. Yeah. Like that with the kids and that sort of thing. But I mean, the teaching that we have going out of here, we have seen, Penny and I have ministered to people where we know that we've got the deliverance is going to happen. And then we went to JP and said, we need you now. And then you'll come. And it's chop done. In the name of Yeshua, it's done. And there's none of this that Yeah, stuff like they that. had this manifestations and they will try, but we all three of us have got, we know there's a job to be done and we just get on and do it. And we've never been here had long sessions or anything. In the past, we could have had long sessions, but we learned from that time. We've moved on, we've learned. And another thing is that I can get the bodies when I like that word, but I can get the bodies when I read the post about you are the bride of Christ. It's a simple understanding. Do you not read the Bible? It says specifically who is the bride, what is the bride. The thing about the rapture as well. Then I think, okay, maybe you can misunderstand that, but and then I always say, but then what about those people who are being beheaded in other countries now? Do they not also deserve to, if they're born again, to go in a rapture and be free from all of this? So that to me, you can walk out here and you can die. So that also, I can't understand. But you know what the origin of that problem is? Idolatry. But the problem is that you bring a word now, and this goes out, and people hear it, and they just go from one ear and out the other ear. And yet we are so blessed to be here and to hear a word like this, and to go
forward and To grow. to spread it and to grow. And somebody said, I think you said something now about repentance. The church doesn't come out to repent nowadays. No. Kathy, There is not this deep Come as you are and sincere stay as you are. repentance. Paul said. To repent with words and not with action. Yeah. Kathy, but if you listen to Yeshua when he left, he said, "As I am going, I'm coming." He specifically says that so that we can understand there's no other way. I'm going on that cloud. I'm coming back on this cloud. As you see me go, you will see me come. There is no such thing as a secret thing coming. Where does people hear the things about that? It's just not. It cannot be like that. Again, I'm But going they to say. keep themselves blind to the truth that is Yeah. out there. And I mean, we know that pastor. I have my specific thoughts about him, which I'm not going to divulge to anybody. But anyway, they know that those we know them, and yet, and how many times do you say it, and they just skip you over? But you know what? I've actually seen something that I would call a manifestation happen in him, in his church. En daar slaat hy neer en almal was sy voete op plaas die duiwel uitdryf. Maar dis nou die Heilige Gees, you blaspheming. You blaspheming. God doesn't make a spectacle of himself or his children. He does miraculous things Amen. to be glorified by those who see. And they all want to go after what is happening in America, where they pray for people and they start acting like monkeys and dogs and what have you. Starts laughing and But that, crawl on their knees. but that is not in the word. That never happened. So uncontrolled, out of control, and If it's not in the Bible, it's unbiblical. Finish it, God. Yes. well, it's not, Finish it's it. not there to come and confuse everybody. And I mean the fear. I could just see the fear start setting in last week. And I thought, oh, and I could see it, and I thought, can you imagine if you were at a mass meeting and that happened? For the first time walking into a church and seeing this thrown at Yeah, the fear must be so overwhelming. I mean, we have seen things like that, so we grew up with that sort Yeah. of thing. Yeah, But it's idolatry. Number one, the pastor is idolized. Number two, the Bible is idolized. The King James Bible is idolized. That's the problem. Nog iets iemand? Ons klaar. Ja. it.